Almagtige God en Hemelse Vader, Here, hier waar ons in die teenwoordigheid bymekaar is, kom vra ons dat U vir ons die nodige leiding en insig sal gee, sodat die woorde wat ons vanoggend hoor, die liedere wat ons vanoggend bid en die gebede wat ons vanoggend bid, tot eer en verheerliking van die groot en heilige naam sal wees. Here, vir die mense op ons gebedslys, kom vra ons dat U vir hulle die nodige versterking, die nodige leiding en die nodige vertroosting sal gee waar hulle dit ook al nodig het. Dat U hulle sal bystaan in hierdie uitdagende tyd wat hulle tans beleef. Hemelse Vader, daarmee saam is ons bly vir diegene wat hierdie week verjaar. Dankie dat U vir hulle nog 'n lewensjaar gegee het. Dankie dat U hulle vir ons gespaar het. En mag hulle in hierdie nuwe lewensjaar U teenwoordigheid beleef en ervaar. Here, vir ons synode. Here, vir ons ring. Here, vir ons kerkraad en ons gemeente. En vra ons dat U vir ons die nodige leiding en insig sal gee, sodat ons U koninkryk sal sigbaar maak in ons dorp, in ons streek en in ons land. Gees van God, so dankie vir die reën wat U vir ons nou gee. In die groot en heilige naam bid ons dit. Amen. Ons nader tot die Here wanneer ons saam 'n loflied, 'n toetrede lied sing, waarin ons sê, as ek hom net hier voor by my kan oopkry, wees stil, want die Heilige is hier, want hy is hier in ons midde teenwoordig. Kom ons nader tot die Here wanneer ons hierdie lied saam sing. Wees stil, want die Heilige is hier in ons teenwoordigheid. Kom buig nou voor hom neer, met eerbied en ontzag. Erken sy heiligheid en sy geregtigheid. Wees stil, want die Heilige is hier in ons teenwoordigheid. Stil, want die heerlikheid van God skyn oral rondom ons. Hy is met eer gekroon, met mag en majesteit. Hy omstraal helder lig, 'n glans wat als verlig. Wees stil, want die heerlikheid van God skyn oral rondom ons. Wees stil, want die Here God van mag is werksaam om ons heen. Hy neem ons sonde weg, genees ons grootste seer. Niks sy Gees se werk, of kan sy krag beperk. Wees stil, want die Here God van mag is werksaam om ons heen.
verskoon my. Ek is lank, maar ek kan nie die skerm sien nie. Dit is nogal, as jy opkyk van jou gebed en jy's van, ek sien net die kateder raak, dan weet jy, hier kom nou moeilikheid. Ek groet jou vanoggend, of ons groet mekaar vanoggend met die woorde van Hosea 6 vers 1 en vers 3. Die manier hoe ons dit vanoggend gaan doen, is aan die hand van 'n responsoriese formule. Daar waar daar staan voorganger, gaan ek vir ons voorgaan, en daar waar daar staan gemeente, gaan ons saam as 'n gemeente antwoord. Die Here sal verskyn, so seker as die son opkom. Hy sal na ons toe kom, so stort reën. Hoe pragtig is dit nie, dat dit nou begin reën het. Hy sal ons verkoop, soos lentereëns die grond verkoop. Die gemeente antwoord, kom ons gaan na die Here toe, kom ons wy ons aan hom toe. My liewe vriend en vriendin, genade en vrede vir julle, van God ons Vader, sy Seun Jesus Christus, en die Heilige Gees, wat hier in ons midde teenwoordig is. Ek wil jou uitnooi, om op te staan en 'n loflied tot eer van die Here te sing. Ons het in die konsistorie 'n gesprek gehad, en vir mekaar gevra, maar hoekom steek party mense hulle hande op in die gemeente? En dit is net om te sê, maar weet jy, my liggaam, soos Dawid, moet iets sê van God se grootheid, moet getuig van hoe belangrik hy is in my lewe. So as jy gelei voel vanoggend, steek jou hande uit en sing saam met ons hierdie pragtige lied. Daarom sing ek, daarom bring ek U my eer. Staan saam met my en loof die naam van die Here. Here, U is my lewe, ek ken U veilige bewaring elke dag. Here, U is my vrede, as die storms om my voet met briete krag. En as ek val, is U by my, U het betaal, en ek is vry. Daarom sing ek, daarom gee ek U my stem. Daarom juig ek saam met snaar en instrumente. Daarom bring ek U my dank, sing ek heel dag lang. Daarom sing ek, hoor my lied vir U, o Heer. Here, uit U hande kom net wat mooi is en wat heilig is vir my. Here, U genade het my deur alles heen tot hierdie dag gelei. En as ek val, is U by my, U het betaal, en ek is vry. Daarom sing ek, daarom gee ek U my stem. Daarom juig ek saam met snaar en instrumente. Daarom bring ek U my dank, sing ek heel dag lang. Daarom sing ek, hoor my lied vir U, o Heer.
Daarom sing ek, daarom gee ek U my stem. Daarom juig ek saam met snaar en instrumente. Daarom bring ek U my dank, sing ek heel dag lang. Daarom sing ek, hoor my lied vir U, o Heer. Daarom sing ek, hoor my lied vir U, o Heer. Ek gaan nou al die kinders in ons gemeente lekker deur mekaar maak. So, ek wil vra al die kinders van hoe klein jy is, as jy gewoonlik vorentoe kom, asseblief, kom gou vorentoe. Nou wil ek hê julle almal moet vir my kom sit vir my in hierdie voorste 2 rye, maar pas op nou net vir die kamera. As hy. Dis hy. Twee dinge. Eerstens, dis hoe dit lyk as jy die kerk van voor af vol maak, né? Tweede ding, hoe gaan dit met julle? Goed. Is julle bly dis die laaste skoolkwartaal? Ja. Wonderlik. Nou vanoggend in ons gesprek met Tannie Louise, né? Wat gebeur vanoggend? Ons doop, né? Ons doop vir klein Rico. En in my gesprek met Tannie Louise, dit is nou Rico se ma, het ons besluit ons gaan julle vanoggend betrek by klein Rico se doop, né? Want dis belangrik, julle moet so klein soos wat julle is, moet julle verstaan wat hier aan die gang is. So, ek gaan nou 'n groot vraag vra. Ek wil kyk of julle dit vir my kan beantwoord. Maar as julle nie kan nie, is dit alraai. Dis hoekom julle vanoggend hier voor sit, sodat julle front row seats het, sodat julle kan sien wat gebeur. OK. Wat is die doop? Eerstens, baie mooi, jy kan oor 3 weke belydenis van geloof aflê. Nee, jy het daai vraag 100% reg beantwoord. Dis eerstens 'n belofte wat die ouers maak om wat te doen? Om die kind te beskerm en in die kind groot te maak in die Here se naam. Ek is ernstig, Christus, hy kan volgende week van belydenis van geloof aflê. Dis asof sy getrein is vir hierdie oomblik. Dis presies dit, né? Maar daarmee saam, as ons die Bybel gaan lees, dan gaan ons sien in die Markus Evangelie beteken dit soveel meer. Beteken dit, as ons gaan lees wanneer Jesus in die Jordaanrivier gedoop word, dat daar iets besonders daar aan die gang is. In my oorspronklike studies en in my nadenke en my bestudering van die Bybel, toe ek die vraag vra, maar wat beteken die doop vir my en hoe moet ek die doop uitlewe as 'n predikant, was een van die goed wat vir my uitgestaan het, dat Jesus sonder sonde was, toe hy gedoop is in die Jordaanrivier. En dan, wanneer hy uiteindelik onderdompel word, wanneer hy onder die water gaan en opkom, is dit een van die min kere in die Bybel, wat die 3-eenheid sigbaar is. 'n lig wat in die hemel oopmaak,
'n duif wat neersak en 'n stem wat sê, hierdie is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. En onmiddellik, wanneer ons hierdie woorde hoor, moet ons onmiddellik teruggaan na teksgedeeltes toe, soos in Jeremia 1 en Jesaja 43, soos wat ons dit aan Rico gegee het in sy doopbybel vanoggend. Jy is myne. Jy behoort aan die Here. Maak nie saak wat jy gedoen het nie, maak nie saak wat se foute jy in jou lewe gaan maak nie. Jy behoort aan God. Die doop is dan nou nie 'n geleentheid waar ons sê, jy weet, dit is nou waar die Here Rico sy naam gee en hy sal nou vir ewig en vir altyd Rico wees nie. Nee. Die doop is dan nou hierdie tweeledige geleentheid waar ouers, kind en die Here bymekaar kom. En waar die Here die eerste tree gee en sê, maar jy behoort aan my. Jy behoort aan die Here. Jy is deel van my verbondsvolk. Jy is deel van my beloftes. En dan, soos wat sy baie mooi gesê het, kom ons en dan moet ons maar net so klein versekeringspolisie bysit, om te sê, maar weet jy, jy as ouer het 'n verantwoordelikheid. Jy moet nou seker maak dat elkeen van hierdie kinders wat hier vanoggend sit, weet wie is die Here, hoekom hy so belangrik is en wat hy vir elkeen van hulle gedoen het. Nee? Ek wil dan nou vra Louise, as jy na vore toe sal kom. Want daar's jy. Kan net die bly staan. Jy kan net so draai en dan kan die gemeente ook jou sien. Okay. Nee, dis hier die regte plek nie. Julle sien vanoggend is dit die mekaar oggend. Kinders van gelowiges moet gedoop word omdat God die kind van die begin af insluit in sy verbond met gelowige, met 'n gelowige ouer. Daarom is die hele gesinne in die Nuwe Testament gedoop waar die ouer of ouers tot geloof gekom het. Al verstaan die kinders nog nie die doop nie, verander dit niks aan die geldigheid daarvan vir hulle nie. Trouwens, dit beklemtoon juis die feit dat dit God is wat uit vrye genade ook in hulle geval die inisiatief neem in hulle verlossing. Waartoe verplig dit ons? Die doop bevestig aan ons alles wat God ons skenk deur die genadeverbond en maak ons telkens bewus van hierdie vaste grond waarop ons geloof berus. Daarom verbind die doop die ouers om hulle kinders soos hulle groot word oor die betekenis en eise van die genadeverbond in te lig. 'n Voorbeeld vir hulle te wees in die uitlewing daarvan, hulle op te roep tot die toeëiening van God se beloftes en hulle tot deelname aan die nagmaal te begelei. Geliefdes in die Here Jesus Christus, julle het dan nou gehoor dat die doop 'n goddelike instelling is, waardeur die Here sy verbond van genade aan ons en kinders waarborg en aan ons al die gawes van Christus skenk. Om te bevestig dat julle die doop vir hierdie doel gebruik en nie uit gewoonte of bygelowigheid nie, moet jy, Louise, opreg op die volgende vraag antwoord.
Glo jy in die drie-enige God, soos in die Bybel aan ons bekend gemaak? Aanvaar jy dat die boodskap van die Bybel, soos dit in die belydenisskrifte van die kerk verwoord word, die ware leer van verlossing is? Bely jy dat kinders van gelowige ouers deur die genade in Christus Jesus aan God behoort en daarom tot lidmate van die kerk gedoop te word? Beloof jy om jou kinders volgens die Bybelse leer en belydenisskrifte van die kerk op te voed, vir hulle 'n voorbeeld in lewenshandel te wees en om die gemeente toe te laat om jou as ouer daarmee te help? Dan wil ek vra dat klein Rico vorentoe gebring word. Gaan ons jou doop? Ek weet, ek lyk baie scary. En dis die boeties, nee. Ok. Dis reg. Ons gaan nou na die doopfont toe beweeg en ek wil nou hê, al die kinders, julle moet net vir my, hier's die lyn, nee, hier by die kers. Kan julle hier kom staan en dan kan julle kyk wat ons by die doopfont doen. Die lyn is daar so. Boeties, julle kan daar staan. Ja, daar is sy. Okay. Net my boekie neersit op sy regte plek. Rico van Biljon. Dit is vir my 'n groot eer om jou te doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, hier waar ons in die naam by mekaar is, kom vra ons dat U saam met Louise, haar 2 jonger seuns en haar laatlammetjie sal wees. Here, dat die belofte wat sy vanoggend geneem het as 'n enkel ouer, dat ons as gemeente haar sal dra en ondersteun op hierdie pad wat sy saam met U loop. Here, dat ons Rico in ons kategese lokale sal sien, dat hy sal groot word in U teenwoordigheid en dat hy U naam persoonlik sal ken. Here, seën hom en dra hom. Nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat U ons uitgekies het, omdat U saam met ons 'n pad wil stap. In die groot en heilige naam bid ons dit. Amen. Met dit het ek dan nou een vraag oor om te vra. Deur die doop het hierdie kind deel van die gemeente geword. Daarom het elkeen van ons 'n verantwoordelikheid om deur gebed en voorbeeld hierdie kind en sy ouers te ondersteun. Gemeente, daarom beloof julle om hierdie verantwoordelikheid so na te kom, dat hierdie kind die Here kan leer ken, lief kry en dien, en kan groot word tot eer van sy naam. Wat is die gemeente se antwoord hierop? Dan kan julle gaan sit
daar is nie kleuterkerk vanoggend nie, maar vir die kinders vir graad 1 tot 7 is daar kleuterkerk. So julle kan na julle onderskeie lokale toe gaan. Kyk. Wat gaan nou gebeur? Ons gaan nou aan die hand van dit wat ons vanoggend bely het en dit wat ons vanoggend vir mekaar gesê het en die belofte wat ons nie net as ouers, maar as 'n gemeenskap van geloof vanoggend gemaak het, gaan ons 2 goed doen, of 3 goed doen. In die eerste instansie gaan ons saam as 'n gemeente 'n seënlied oor Louise en klein Rico sing, om te bevestig en te beamoen oor dit wat nou net gebeur het. Dan daarna gaan ons aan hulle 'n doopbybel en 'n kers oorhandig. Die doopbybel, soos ons in ons gemeente ken, van te harte, is om te sê, maar ons is gebaseer op die skrif alleen. Sola scriptura. So hoe gaan ons vir klein Rico groot maak? Hoe gaan ons om die weg van die Here leer? Deur die Bybel. En hierdie Bybel is dan nou simbolies om te sê, maar ons koop in. Ons stap saam met jou die pad. Ons laat jou nie vir 'n enkele oomblik alleen nie. Daarna gaan Louise 'n kers aansteek, want dit is ook belangrik dat ons vir mekaar sal sê dat Rico vir ewig en vir altyd hierdie dag sal onthou. So wanneer hy vra, mamma, nou wat het gebeur op die dag van my doop? Daar het 'n klomp kinders voorgestaan en hulle kon nie wag om te sien, soveel so dat die fotograaf nie eers 'n mooi foto kon neem nie. Maar dat dit betekenis sal kry in sy lewe. En dan die laaste ding, gaan ek hom vat as hy my toelaat. Hy is gelukkig al lekker groot. En ek is nie meer bang vir babas nie. Wil ek hom net deur die gemeente vat. Dat julle hom sal sien. Dat julle hom sal raak sien in ons gemeente se gange. En dat julle sal weet, daar is 'n verantwoordelikheid wat ook op julle skouers rus. So staan saam met my en kom ons seën hierdie pragtige gesin. Herrens kom ek en vandaan, weerloos klein en sonder naam, daarom gee hy hom 'n huis, gee hy ouers wat sal sê, jy kom, woon hier by ons sal in die wêreld oor jou mens wees waak. Ons sal sorg dat liefde jou 'n mens sal maak. Ons sal sorg dat liefde jou 'n mens sal maak. Maar geen huis kan sonder hulp, sonder hande op die pad. Daarom gee hy hulle kerk, gee gemeentes wat sal sê, jy kom, woon hier by ons. Ons is ook gedooptes, vry van skuld soos jy. Saam drink ons die water in die woord te kry. Saam drink ons die water in die woord te kry. Mense woorde sê te min, ons moet by die woord begin. Daarom praat hy deur die doop, daarom dat hy self ook sê,
Jy kom woon hier by my. Lang voor jou geboorte het ek jou gevind. Ek wil vir jou God wees vir my kind. Ek wil vir jou God wees vir my kind. Okay. Hallo. Jy is baie swaarder as my baba. Dis 'n goeie ding. Dis jou Bybel, ja. So, gemeente, ek stel vir julle bekend, Rico van Biljon. Sal julle net die knoppie daar druk?
Wil jou uitnooi om saam met hierdie familie wat vanoggend hulle geloof te bely het, op te staan en jou geloof saam met my te bely. Kom ons bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelyd onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kan die sitplek inneem. Wil jou uitnooi as jy jou Bybel saamgebring het vanoggend om hom oop te maak by 1 Timoteus 2 vanaf vers 1. Nou vir die van julle wat in die vakansie hier by ons was, sal weet, ons het begin om 'n reeks vanuit 1 Timoteus te doen. Net om julle te herinner, want verlede week het ons 'n gasprediker gehad. Waaroor gaan 1 Timoteus en 2 Timoteus en briewe soos Titus en Filemon? Hierdie briewe is briewe wat op sy gesit word en staan bekend as die pastorale briewe. Hoekom? Want hierdie is nie briewe soos wat Paulus geskryf het aan die gemeente in Korinte, 1 en 2 Korintiërs, of die gemeente in Efese, of die gemeenskappe in Galasië nie. Hierdie is briewe wat Paulus skryf vir spesifieke mense. Mense met wie hy noue bande gevorm het, mense saam met wie hy 'n pad gestap het, en hulle nou vir een of ander rede 'n ander pad moes stap, of na 'n ander gemeenskap toe moes gaan, of na 'n ander gemeente moes gaan. En dit is wat hy doen. Hy skryf 2 briewe aan Timoteus, 1 aan Filemon, of die boek kry sy naam van 'n slaaf genaamd Filemon, en dan nou sy brief wat hy skryf aan Titus. 2 Timoteus en Titus skryf Paulus wanneer hy dan nou in die tronk is, en 1 Timoteus is wanneer Paulus op 'n aparte sendingsreis gaan. Daar is 'n verstaan dat hierdie sendingsreis waarop Paulus gaan verwys word in Handelinge, hierdie is een van daai reise wat ons nie kry in Handelinge, wat Paulus onderneem het nie. Ek wil jou vra, kom ons bid saam en vra vir die Here se leiding in ons teksgedeelte vanoggend. Almagtige God en hemelse Vader, hier waar ons in die naam bymekaar is, kom vra ons dat U vir ons die woord sal oopbreek. Here, kom maak ons bekers vol sodat hierdie teksgedeelte vir ons nuwe betekenis in ons lewens sal bring. In die groot en heilige naam bid ons dit. Amen. Ek lees vir ons 1 Timoteus 2 vanaf vers 1. Heel eerste, versoek ek dat smekinge, gebede, voorbidding en dankgebede vir alle mense gedoen word. Vir konings en vir almal wat gesagsposisies beklee, sodat ons 'n rustige en stil lewe in alle godvreesendheid en waardigheid kan lei. Dit is goed en reg in die oë van God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense verlos word en tot kennis van die waarheid kom. Want daar is een God
en een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus, wat homself as losprys vir almal gegee het, tot getuienis op die bestemde tyd. Hiervoor is ek, Paulus, aangestel as prediker en apostel. Ek praat die waarheid, ek lieg nie, as leermeester om die heidene in geloof en in waarheid te onderrig. Tot sover. Ek gaan vanoggend wegtrek en ek wil so vinnige oefening met die gemeente doen. En dis net maklik, jy hoef nie dit hardop te sê nie, maar die eerste woord wat in jou gedagte kom, onthou dit kan nie 'n vloekwoord wees nie, ons is in 'n kerk, as ek hierdie prentjies voor julle gooi. Eerste een. Ek lees van 'n laerskoolkind wat na ons die nuwe president verwys as kapkyk. Kolwynkie. Wat dink ons? Ons dink amper half teleurstelling. Ons het baie hoop op hierdie man gesit in 'n tyd wat korrupsie en wanhoop hoogtyd gevier het in ons land. Hy is ons hoop. Hy gaan die Zondo-kommissie en toe honderde ander kommissies daarna saamstel en ons gaan uiteindelik korrupsie tot 'n einde bring in ons land. En nou die laaste jaar, as julle nou al die ad hoc komitees en kommissies volg, dan wil dit lyk asof hy eerste by die trof gaan staan het om te gaan skep. Wat dink ons wanneer ons daai prent sien? Ek het nooit gedink in my lewe ek sal die ANC vlag in 'n preek wys nie, maar ons is op pad na 'n punt toe. Wat sien ons? Skielik is die gemeente sommer choopstil. Jy kan die kriek hoor wat daar buite sing. Nee, vir baie mense in hierdie land is dit die vryheidsbeweging. Is dit die beweging wat dit reg gekry het om gelykheid en nie rassigheid in ons land te bewerkstellig nie. 30 jaar nadat dit plaasgevind het, is hierdie einste vryheidsbeweging 'n beweging wat 'n klomp swaar kry tot weeg gebring het. Ons hoef nie eers ver te gaan in ons eie gemeenskap nie. Ons kan letterlik net oor kan die straat ry en dan sien ons hierdie ongelykheid en hierdie ongeregtigheid wat geseëvier het onder die leiding van 'n ANC regering. Kom ons maak dit plaaslik. Nee. As jy 'n probleem het met jou rekening, as daar 'n waterlekkasie is, as jy sonder elektrisiteit sit, en hulle sê op die WhatsApp groepie, jy moet maar eerder ingaan na die kliëntedienssentrum toe, dan sak jou skouers sommer net en dan gaan jy. Nee, want ons weet, dis frustrerend as ons met ons plaaslike munisipaliteit te doen het. Ons kyk in die laaste jaar na die elektriese tariefverhogings en ons sug. Ons is van, ons kan nie meer nie. Ons kan nie meer aanhou met hoe ons uitgebuit word en hoe onregverdig ons behandel word nie. Kom ek vat jou nou 2000 jaar terug. Paulus se brief aan Timoteus het ons redelik klaar vir mekaar gesê wat aan die gang is. Paulus wil vir Timoteus bemoedig in sy bediening. Hy het eers sy kant van die saak gehoor, het ons 2 weke terug gehoor wat Paulus gesê het, maar weet jy, ons is almal sondaars, ons almal maak foute, ons almal is nie eintlik eers waardig om die evangelie voor te dra nie, maar die Here het hom gekies. En wie is ons om te sê dat die Here iemand anders moes kies? Die Here het 'n plan en ons moet by die plan van die Here inval.
hoofstuk 2 en hoofstuk 3 en vorentoe, is dan nou praktiese riglyne wat Paulus aan Timoteus gee oor hoe om die gemeentes wat hy nou teekom in Macedonië te bestuur. Maar ek wil 'n treukie verder gaan in lyn met die beelde en die prentjies wat ons nou net vir mekaar gewys het. Die wêreld waarin Paulus geleef het, is 'n wêreld van onreg. Is 'n wêreld van onderdrukking deur die Romeinse ryk. En wat sê Paulus dan? Wat sê Paulus vir hierdie gelowiges wat onder die duim en onder die juk van die magtigste ryk in die wêreld is, waar 99% van alle rykdom nie aan die plaaslike mense behoort nie, maar aan die elite in Rome behoort. Wat sê Paulus vir die gemeentes in Macedonië? Wat sê Paulus vir Timoteus? Julle moet begin bid. Die eerste ding wat hy vir hulle sê, en ons kan dit vanoggend vir mekaar lees, daar is debat onder akademici wat daai eerste woorde in vers 1 beteken, maar daar staan letterlik, heel eerste versoek ek, Paulus, dat smekinge, gebede, voorbidding en dankgebede vir alle mense gedoen word. En net as ons onseker is, gaan Paulus en hy sê, ja, dit sluit in vir konings en vir almal wat gesagsposisies beklee. Paulus se eerste opdrag aan Timoteus is bid. Bid vir jou president. Bid vir sy party. Bid vir Eskom en ons plaaslike munisipaliteit. Jy sien, want so dikwels en so maklik, en ek dink dis maar net, want ons hou daarvan om te kla en nou maar net om die ellende in die wêreld uit te wys. In die synodesitting het iemand gesê, ja, ons lewe in 'n komplekse wêreld, maar as ons om 'n braaivleisvuur staan, het ons een oplossing, en as ons daai een oplossing uitvoer, dan het ons hierdie hele land reggemaak. Nou vanoggend het ek vir jou die oplossing. Bid. En ek beloof jou, want ek gesels ook te lekker saam oor die politiese probleme in ons land. En as ek net vir 'n oomblik weer daaraan herinner, maar weet jy, dis reg. Ons kan kla. Ons kan moan. Ons kan sê wat ons dink van hierdie regering wat in beheer is van ons land. Ons kan 'n heimwee hê na die verlede toe hierdie 'n pragtige, mooi en fantastiese dorp was. Maar het jy vir hierdie raad gebid? Het jy vir die ANC regering gebid? Het jy vir die nuwe president Cyril Ramaphosa gebid? Of is ons lief daarvoor om net te kla? Dis hier waar julle vir my sê, maar dominee, dis maklik. Vir my gesin, vir my familie,
vir die mense naaste aan my, is dit maklik om voor te bid. Ek bid elke liewe aand voordat ek gaan slaap en elke liewe oggend en elke liewe keer wanneer ek aan hy sien, dan sê ek, Here beskerm haar, Here gaan met haar, want ek is net 'n mens en ek maak net foute. Here lei haar, maak haar groot op maniere wat ek nooit sal kan nie. Maar bid ons hierdie gebede wat ons bid vir ons gesinne, vir ons families, vir mense wat naby aan ons is. Bid ons dit vir ons munisipaliteit, bid ons dit vir die ANC regering, bid ons dit vir ons president. Ons het vanoggend as 'n gemeenskap van geloof bymekaar gekom om 'n doop te vier van 'n klein seentjie wat in 'n wêreld gaan groot word, radikaal anders as die wêreld waarin ons groot geword het. En ons wil nie vir daai mense bid wat daardie rigting en daardie koers gaan bepaal nie. Ons moet begin bid. Nie net vir ons kerk nie net vir ons gemeenskap nie, nie net vir ons familie nie net so klein nie. Maar ons moet bid vir almal. Hoekom moet ons? Paulus gee vir ons die rede. Sodat ons 'n rustige en stil lewe in alle godsvreesendheid en waardigheid kan lei. Want dit is goed en reg in die oë van God, ons verlosser. Ek sluit af. Ek gaan vanoggend dan nou vir jou vra. Kom ons neem daai eerste tree. Kom ons bid saam. Net hier gaan ek jou geleentheid gee, so 'n paar sekondes om net vir ons land, ons regering, ons gemeenskap, ons families te bid. Daarna sal ek vir ons afsluit met 'n gebed. Kom ons in hierdie oomblik begin om te bid. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, help ons. Help ons om te bid vir die wat ons lewens moeilik maak. Help ons om te bid nie net vir vriend nie, maar ook vir vyand. Help ons om te bid dat ons U wil, dat ons U koninkryk, dat ons U leiding sal hoër ag as ons eie. Vra ons, Here, dat U wysheid en verstand sal gee vir die oppergesag in ons regering.
En vra ons, Here, dat U die partye in ons land wat so onder mekaar beklei vir hulle posisie in die son, Here, dat U die nodige mense sal stuur om ons land uit ons situasie uit te red. Here, kom vra ons dat U met die mense sal wees wat ons staatshospitale so plunder en so leegsteel dat ons nie eers basiese gesondheid aan die mees weerloosste mense in ons samelewing kan gee nie. Here, mag U hulle bewus maak van hulle sondes. En mag U help die wat so weerloos is. Vir ons gemeenskap, vir ons gemeente, mag ons 'n lig in die donker wees. Mag ons 'n baken van hoop wees, waaruit U evangelie verkondig word. Seën ons en seën ons gesinne. In die groot en heilige naam bid ons dit. Amen. Ek gee geleentheid vir die diakens om die offergawe op te neem. Uitnooi om op te staan en dan sluit ons die erediens af met lied 281, Lei ons Here groot en magtig. Staan saam met my. Lei ons Here groot en magtig, U alleen ons hulp en krag. As die nag se kleed ons leier, bly ons steeds die heil verwag. Ons bevryder, U die God van ons behou, U die God van ons behou. Lei ons Here groot en magtig, U alleen ons sorg en steun. As die toekoms ons bekommer, sal U Here ons beskud. Ons beskermer,
ons beskermer, U die God wat ons behoed, U die God wat ons behoed. Lei ons, Here, groot en magtig, U aanneem ons borg en steun, as die donker ons laat seier, vind ons rus by U alleen. Ons bewaker, U die God wat ons bewaar, U die God wat ons bewaar. Staan so en ontvang die seën van die Here. Mag ons in die week wat voorlê die lydende, biddende teenwoordigheid van God ons Vader, sy Seun Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees beleef en ervaar. Amen.